Ons gaan vandag kyk hoe die kerkvaders en die vertalers die gemeentelede bedrieg en mislei en hoe hulle dit regkry. Ons gaan spesifiek kyk na voorbeelde uit die Nuwe Testament. Ons gaan dit van verskillende kante af bekyk. Hoe hulle dit regkry om die gelowige Christen wat met hulle hele hart glo, hoe hulle mislei word. Hoe hulle die Nuwe Testament inbring in die plek van 'n hernieude verbond. Ek stel voor dat jy jou Bybel handig kry en dan die video stop so van tyd tot tyd wanneer ek die verse nie op die skerm het nie, want ek kan nie al die verse lees nie, dan gaan die video te lank wees. Ons gaan dit ontleed om te kyk wat die waarheid is. Eers wil ek begin met 'n waarskuwing van ons Hemelse Vader, wat hy te sê het oor die feit dat die kerk glo dat die 10 gebooie nie van toepassing is op die Christen nie, en hoe hy daaroor voel. Luister hom gerus, maar in die gemoed, die gevoel in hierdie stukkie, hoe hy dit sê, dan sal jy wel agterkom dat dit hom baie ontstel. Ons lees van Psalm 50, vers 16 tot 19. Jehovah sê die volgende: But to the wrong Elohim said, What right have you to recite my laws, or to take my covenant in your mouth, while you hated instruction and cast my words behind you? Jehovah maak dan die volgende vergelyking wat betrekking het op wat hy nou net gesê het. Hy sê, When you saw a thief, you were pleased with him, and you take part with adulterers. You let your mouth loose to evil, and your tongue frames deceit. So jy kan wel agterkom dat dit is 'n saak wat Jehovah baie ernstig opneem. Die probleem is, en dit is 'n groot stronghold wat die kerk gebruik, is dit dat hulle glo dat ons nie die gebooie kan onderhou nie. Hulle beweer hulle het net 2 wette gekry in die Nuwe Testament. Maar Jehoshua sê die volgende. Matteus 22 vanaf vers 36. Teacher, which is the great command in the Torah? And Yahushua said to him, You shall love Yahuwah your Elohim with all your heart, and with all your being, and with all your mind. This is the first and great command. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. En dan stop hulle. Nou het hulle ons 2 nuwe gebooie gekry, en dis die einde. Net jou vader en seun lief hê, en jy moet jou naaste lief hê. Maar dit is nie al nie. Want in vers 40 lees ons die volgende. On these two commands hang all the Torah and the prophets. So, die wette van Jehovah het 2 pilare. Die eerste pilaar het die wette wat geldig is, of van toepassing is op Jehovah en sy seun Jehoshua, en dan die tweede gedeelte is van toepassing, die laaste 6 gebooie, op ons naaste. Dit word dan gecover deur the Torah and the prophets. So, die hele Torah van Moses, eerste 5 boeke, en dan die res van die Ou Testament, of die Tanakh, van die profete, alles word gedek of bedek met hierdie 2 gebooie. Ons kan nie sonder dit wees nie. En wat dit so erg maak is, dat die kerk maak jou glo, dat ons Vader in die hemel gee vir ons 10 gebooie, en dan sê hulle, maar niemand kan dit onderhou nie. Watter vader gaan vir sy kind reëls gee, wat sy kind nie kan onderhou nie? Dis mos sadisties. Ons Hemelse Vader is so lief vir ons, dat hy sy seun gestuur het, om ons te red. Wrede dood te sterf, om ons te red. En dan te sê, maar ons kan nie sy gebooie onderhou nie. Dink jouself bietjie daaroor. Watter een van die 10 gebooie is onmoontlik om te onderhou?
Hulle besluit om die Torah of die wet af te skaf, en op hierdie manier kan hulle in hulle gedagtes dit wettiglik maak om Jehovah ongehoorsaam te wees. Maar Jehovah waarsku ons in Jesaja 24 vers 5, dat die wêreld gaan vernietig word, omdat die mense sy Torah, of wat meervoud is van Torah, verbreek. Ons lees in Daniël 7 vers 25, en nog 'n waarskuwing, dat die mens gaan sy wette verander. Sy heilige feeste gaan hulle verander, en dit het gebeur. Ons moet wakker wees vir hierdie waarskuwings. Soos ek gesê het, hulle maak jou glo dat jy nie hierdie wette kan onderhou nie, maar Jehoshua stem nie saam daarmee nie, want hy sê in Johannes 15 vers 10, wat in die hernieuwde verbond is, of in julle Nuwe Testament, hy sê dat as jy Jehoshua gehoorsaam, as jy Jehoshua se wette gehoorsaam, soos Jehoshua se wette gehoorsaam, bly jy in sy liefde. Dit is wat hulle van ons verwag. In Matteus 19 vers 17 vra die ryk jong man, wat het ons nodig om die ewige lewe te beerwe? En Jehoshua se antwoord is, gehoorsaam my gebooie. En dan kom hulle met die storie wat sê dat die Tanakh of die Ou Testament is vir die Jode en die Nuwe Testament is vir die Christene. Dis 'n leuen. Want in Exodus 31 vers 12 tot 18 lees ons baie duidelik dat hierdie gebooie is 'n ewige verbond vir al die mense, vir die hele Israel, vir almal wat glo. Dit is nie net vir die Jode nie. En in Johannes 5 vers 46 en 47 sê Jehoshua ook duidelik dat die wette wat onderhou moet word, is die wette van Moses. Want as jy nie die wette van Moses glo nie, sal jy nie Jehoshua glo nie. En wat dit nou baie interessant maak, is die feit dat hulle wil doen weg met die wette, en dan sê hulle, Paulus het dit oké. Paulus is nie die een wat die wette opgestel het nie. Paulus het nie die reg om die wette te verander nie. Jehoshua is baie duidelik in 2 Johannes 1 vers 9, wat sê dat elkeen wat die wet van ons Messias nie onderhou nie, besit nie die Vader of die Seun nie. Hoe kan Paulus Jehoshua se wette verander? Hoe kan Paulus Jehoshua ons Messias se evangelie verander? Hy het nie, want hy kan nie. Jehoshua het Paulus gekies as sy uitverkorene om Jehoshua se werk vir hom te doen. Ons lees in Handelinge 9 vers 15. But the master said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before the nations, sovereigns and the children of Israel. Dit was sy job. Dis wat Paulus moes doen. Hy het nie gekom om enige wette te verander nie. Die kerk beweer dat hy die voedselwette verander, die besnydenis weggeneem, die wet van Jehovah verwyder, en dan sê hy dat hulle gebruik hulle Handelinge 15, en ek sal later 'n video maak oor hierdie hoofstuk, maar hulle sê dat, die Fariseërs sê dat hulle moet besny word, en Paulus sê nee. As jy daai hoofstuk verstaan, in kort die volgende, die Jode, die seun word gebore, die 8ste dag word hy besny, en dan word hy groot gemaak in die Torah. Dit is die volgorde. En dit is wat die Fariseërs probeer sê het, en hulle was reg. Maar, nou Paulus se job was om na die verspreide nasies van Israel te gaan, onder al die nasies, en hy moes met mense praat wat nie meer geglo het nie, wat nie besny was nie. Nou, as iemand na my toe kom en sê vir my, luister, gaan besny jou, en dan sal ek jou vertel hoekom jy dit gedoen het. Ek sal vir hom lag. Paulus kan nie verwag van 'n volwassene om besny te word eers, en dan na die evangelie te luister nie. So wat doen hy? Hy verkondig eers die evangelie, en dan sal die mense voel in hulle gehoorsaamheid om besny te word. Dan gaan die kerkvader so ver, of die kerk gaan so ver, dat hulle bring 'n Nuwe Testament alleen Bybel uit. Julle ken die Bybel, die klein rooietjie. Maar Jehovah is baie duidelik in sy woord, Deuteronomy 4:2, Spreuke 30:6, Openbaring 22:18 en 19, dat jy mag niks uitlaat nie, jy mag niks
byvoeg nie. So hoe kan jy 'n hele testament weglaat? Hulle laat jou glo dat daar is nou 'n nuwe volk, die Christene, wat die Jode vervang het. Gaan lees gerus Openbaring 2 vers 9, Openbaring 3 vers 9, waar Jehovah baie duidelik sê, die wat sê wat die Jode vervang het, hulle is van die sinagoge van die duiwel. In Openbaring 21 vers 12 sê Jehovah ook baie duidelik, daar is nie 'n poort vir Christene nie, daar is nie 'n poort vir die ateïs of enige ander geloof nie, daar is net 12 poorte vir die kinders van die stamme van Israel. Dis al. Jehovah se mense is net een nasie. As jy gered wil word, moet jy Israel word. Israel beteken om te oorkom met El, wat Elohim is, kort vir ons vir God. Jehovah sê die volgende in Psalm 147 vers 19 en 20, dat hy net begrip van sy woord gee vir een nasie. Declaring his word to Jacob, his laws and his right rulings to Israel. He has not done so with any nation, and they have not known his right rulings. Praise Jah. Die ander nasies sal nie sy right rulings, sy geregtigheid verstaan, begryp of ken nie. Jehoshua baie duidelik waarsku teen hierdie kerktradisies in Markus 7 vers 8. Forsaking the command of Elohim, you hold fast the tradition of men. So, wat sê die Christene? Hulle sê ja vir die gruwel van die eet van varkvleis en skopvis. Hulle sê ja dat die vlees van jou gees eerder te gehoorsaam asof die gees van Jehoshua. Die vlees is sterker as die gees. Let op na die volgende waarskuwing in Markus 7 van vers 6 tot 9. Hulle sê nee vir besnydes, nee vir Sabbat, nee vir skriftelike feesmaaltye. Hulle sê nee vir gehoorsaamheid, maar hulle sê ja vir Sondagrus, Kersfees, Paasfees, heidense tradisies van die kerk. Besef jy dat Jehoshua, ons Messias, het nie een van die kerktradisies onderhou nie? En die kerk onderhou nie die tradisies van Jehoshua nie. Wie se voorbeeld volg jy dan? Jehoshua waarsku in die volgende skrifgedeelte, Matteus 15 vers 8 en 9. This people draw near to me with their mouth and respect me with their lips, but their heart is far from me. But in vain do they worship me, teaching as teachings the commandments of men. So wat is die gevolgtrekking van hierdie? Dat die kerkvaders het leuns vertel, die Christenteologie is 'n leuen, en wat ons moet doen is, Ecclesiastes 12 vers 13 sê, let us hear the conclusion of the entire matter. Fear Elohim and guard his commands, for this applies to all mankind. Nie net vir die Jode nie. Ek sal in die volgende video's wat kom, meer spesifieke foute in die Christenbybel uitwys, wat hulle teologie ondersteun. Shalom.